en welkom by My Hartklop So se seisoen 2. Ek is opgewonde om as eerste gaste aan julle bekend te stel. Dit is 'n besonderse paartjie wie se storie regtig wys hoe mooi God se planne in mekaar kan pas. Dandrey en Mariska Coetzee het mekaar op 'n baie unieke manier ontmoet op 'n TV dating show. En vandag stap hulle saam in 'n huwelik en in bediening, waar hulle al lewenswy daaraan om ander mense nader aan God te bring. Ek is so opgewonde om vandag saam met hulle te kan gesels. Hallo julle. Hallo. Wat 'n voorreg. Hoorie, kom julle nou al die pad van Brits af, nê? Ja. So toe ek nou gelees het, julle kom nou of jy kom van Brits of so. Weet jy wat onthou ek van Brits? Ek was in Hoërskool Rustenburg. So ons het klassie clashes gehad teen Brits en dit het lelik geraak. Ek onthou, ek weet of julle ons veld kom, ons cricket pitch kom 'n boom plant daar en ons paviljoene aan die rand gesteek het daai. Dit klink soos Brits hoor wat dit gedoen het. Maar dis wat ek kan onthou van Brits. Ja, so Ek dink julle is meer so nie. so dis wille mense daar. Hoe voel dit om al die pad van Pretoria af nou Brits toe te trek? Is die mense rustig daarso? Die omgewing is rustiger. Ek dink dis effektief 'n aanpassing. Ja. Maar eintlik 'n positiewe een. Yes. Ja, dit is my baie lekker. Ek het nooit gedink ek gaan op 'n plaas bly nie. Ek het groot geword in die stad en ek het gedink dit is wat my voet en my aan die gang hou en toe kom ek op die plaas en besef ek dit het 'n hele nuwe wêreld vir my oopgegaan. Ja, So ek kan so 'n bietjie relate met dit. Ja. So ek gaan begin deur vir julle 'n vraag te vra wat ek vir elke gas vra wat op my bank kom sit en dit is hoe klop jou hart? Waarvoor klop jou hart? Maar ek het gedink daaraan om dit so te doen. As daar 'n paartjie op die bank is, hou ek al van hoe klop jou hart? Hoe klop jou hart? Maar hoe klop julle hart as 'n paartjie? Okay, is dit reg as ons so? 100%. Okay, ek neem aan jy's 'n gentleman, so maar is kan. Sy kan begin. Okay, so hoe klop jou hart? Waarvoor klop jou hart? My hart klop definitief vir die koninkryk en in die seisoen waarin ek is vir jong vrouens, meisies, om hulle te help oor hoe om uit die wêreld uit te kom en in die koninkryk te floreer deur om my eie storie te gebruik want ek kom uit die wêreld uit 100%. Ek was nie altyd 'n volgeling van Jesus nie, my hart was nie altyd vir hom nie. So om meisies te help dis nooit te laat om intieme verhouding met die Here te begin nie. So my hart klop vir daai wat die verkeerde afdraai gevat het om hulle te help en te sê dit is nie te laat nie. Soos God wag in afwagting vir ons. Sure. En om my storie te gebruik om ander meisies met soveel seer en gebrokenheid te help. Ja, en daar is baie seer daar buite. Veral in meisies en hulle identiteit. Ek sien dit ook nou met damesoggende en mense wat met jou kom praat en so. Dis regtig, dis amazing. En dan ry jy, né? So, dit is 'n baie goeie vraag en ek dink as elke ou met daai vraag vir homself ook gaan antwoord. My hart klop definitief vir die Here en vir die mense. Op hierdie oomblik in die seisoen soos wat Mariska ook sê waarna mens is. Vir my gaan dit alles oor verhouding. Verhouding eerstens met die Here, want as jy nie verhouding met hom het nie, kan jy nie verhouding hê met ander mense nie. En dan oor restoration of relationships in gesinne. Die krag agter verhouding tussen pa en kind en ma en kind is so stukkend daar buite. Ek meen jy kan dit sien in die skole, jy kan dit sien in die mense. Ja. En ek dink dit waar ons deur is met my pa se goed die laaste tyd, het ek net soveel meer besef hoe belangrik is dit om verhouding tussen pa en seun of net pa en kind te hê. En dit kom ook weer in as pa nie eers verhouding met die Here het nie. Hoe wil hy verhouding hê met sy kind? En dit is 'n ding waaraan ek besig is om te werk, waar die Here so hard op my kom druk het, is Dandrey, julle doen hierdie amazing werk met die kinders en met die jong mense. Maar wat van die gebroke paas daar buite? Want die pa is die hartklop van die huis. En as sy hart nie eers reg klop vir die Here nie, hoe wil hy deurgaan na sy kinders toe? Hoe wil hy sy kinders opvoed vorentoe? En so vir my gaan dit uit en uit om daai restoration te bring in verhoudings, waar ook al 'n mens gaan. Ja, dis mooi. Dis my one word. Ek weet nie of julle dit weet nie, but restore. Dis my tattoo, is restore. Awesome. Maar ek love dit ook, maar ek klop ook vir daai restaurasie. Veral en dis so mooi. Ons gaan nog ek dink in hierdie seisoen bietjie fokus op paas, verstaan, want dit is so. As die pa nie daai leiding vat nie, die een is wat bid aan tafel nie, verstaan. Ek weet ek het groot geword. My pa was te skaam om te bid aan tafel. Ek was altyd die een 12, 13, 14 en bid ek maar vir almal op die tafel, maar vandag kan ek sien soos hoe my pa se hart gedraai het en nou met sy bewe en senuwees, hy bid, hy bid aan tafel en dis inspirerend en dit is tog
wat mens wil sien en Ja, hê ja. dat jou pa die Here volg en die Here vertrou met alles, dan sit ook net soveel makliker. So dis baie mooi. En julle as 'n koppel, ek wil nie te veel uitbrei oor julle hardloop nie, want ons gaan aan, verstaan jy? Ja. Ja. Ons het op pad hiernatoe toe praat ons daaroor, soos wat gaan ons sê, want ons het albei ons unieke eie hardlope, maar as ons dit saamvoeg, is dit uit en uit om die tipe verhouding wat ons het in 'n goddelike manier van die mense daar buite voor te wys. Want die wêreld is so stikkend en daar is nie voorbeelde van hoe God wil hê 'n verhouding moet gaan nie. En 'n verhouding is nooit net maanskin en roose nie. Jy het jou ups en jou downs, maar O, so julle sit ook so 'n bietjie vas baie keer. 100%. Soos Ek kan nog trou met Ruben. So, dis letterlik om vir mense te wys soos wat beteken dit Yes. om in God se voetspore te stap in 'n verhouding. En tog begin dit by jouself, want as jy nie verhouding met die Here het individueel nie, hoe gaan jy verhouding met mekaar hê in 'n huwelik? So dit is definitief ons mission is om in sy wil te leef in 'n verhouding, in 'n huwelik en dat mense dit kan raak sien. En om dit nie soos dis nie fake nie. Dit is wie ons is en dis hoe ons leef. En jy kry daai mense wat sê ja, maar julle is fake. Dit wat julle het is nie real nie. Ek verstaan. Maar dit wat ons Net het vir die is kameras. ja, ons het dit ook al gekry. Dit is net vir die kameras wat julle so gelukkig is, maar dit is nie. Dit is regtig as jy alles opdra na die Here toe, dan Amen. is dit wat mense gaan sien. Dis wat mense gaan aanvoel as hulle ons sien en dis Ek waarvoor ons het dit koop. nog net mooi goed van julle gehoor. Oh, dankie. So, weet net dit. Maar dis regtig baie mooi. Ek het nie geweet of ek mag of nie mag, en om maar net gooi as jy gemaklik voel om die vraag te antwoord. So jy het net genoem soos jou lewe was nie altyd verstaan uitverkoop vir Jesus nie. So om dit nou mooi op te som, wil ek weer albei hoor. Soos hoe het julle elkeen dan tot 'n persoonlike geloof in Jesus gekom? As dit 'n kort getuienis is of wat ook al, en hoe het dit julle lewe verander van toe en nou? Maak jy Wel vraag sin vir julle? ja, my getuienis het begin deur 'n vriendin. Sy was uit en uit vir die Here en haar hart was vir hom en net die manier hoe sy leef en sy is absolute pure joy. Soos as jy in 'n vertrek instap, sy is net lig en dis daai gevoel van wat doen jy? Hoekom is jy so gelukkig? Waar kom hierdie absolute pure joy vandaan? En ons het nou vriendinne geraak en so het ek die Here deur haar leer ken. En ek onthou die eerste keer, ons was seker 'n week vriendinne toe bel sy my een Woensdag ons sê ons gaan nou hospitaal toe. Ons gaan nou vir mense gaan bid. En ek is soos ek kan dit doen nie. Ek moet nog soos ek sukkel nog met my eie gebed, soos in my stilte tyd met die Here en sy sê soos kom, ons vertrou. En daai aand het ek vir die eerste keer die Heilige Gees ervaar waar ek vir ander mense kom bid. Tot vandag toe weet ek nie wat ek gebid het of hoe ek gebid het nie, maar dit was net absoluut, dit is nie iets wat jy vir iemand kan beskryf nie. Dit was nie ek nie, dit was uit en uit die Gees en daar het my pad met die Here begin en my lewe het 'n 180 turn gehad. So dit het heeltemal verander. So dit is maar hoe ek toe nou die Here gevind het. Ons het in 'n huis groot geword vir ons was Christene. Yes. Maar ons het ook net aan etenstafel gebid en nou en dan kerk toe gehad. So jy het nie daai intieme verhouding gehad nie. Dit was meer 'n religion as 'n relationship. So nou was dit daai diepte van verhouding en Ja. dit is waar my as jong meisie, ek was klaar uit die skool uit. Ek was 21 en toe ontdek ek die liefde van die Here. Oh wow, dis en dit wys jy hoe belangrik vriendskappe ook is. Jy verstaan om jouself met die regte mense te omring, daai vorm van accountability wat jy uitkry by die huis van die Here of uitkry by Ja. ek weet ek het 'n vriendin nog gehad wat 'n skaam is om te bid. Ek love it. Ek gooi hulle in die diep kant. Want dis al hoe mense wat ek leer en jy weet soos ook die Here beleef. Ek dink baie keer mense WhatsApp my of Instagram my of Facebook my gereeld oor hoe kry ek hierdie lewendige verhouding met Jesus? Hoe stap ek 'n pad saam met Jesus? Maar ek voel baie keer mense posisioneer nie hulle self. Jy weet verstaan om wonderwerke te sien of die Here te sien aktief in hulle lewe werk nie. Soos gaan hospitaal toe, gaan bid vir mense, gaan op uitreike, gaan bedien. Ek weet soos byvoorbeeld daar was een oom wat ek geken het, hy's anti-uitreike. Soos hy glo jy moet die dorp en jou mense en wat ook al. Maar wat ek geleer het in Indië toe ek daar was en van God geleer het, van ons geloof geleer het in 'n ander land, dit is meer van 'n inryk as 'n uitryk. Mens help nog steeds die mense, maar jy kom terug. En wat ek daar beleef het ek heeltemal anders van my eie geloof wat ek vir so lank, jy weet, het,
gekyk deur op 'n uitreik te gegaan het. Verstaan, so mense met baie keer net en dit was ook vriende wat kom, jy gaan gaan. Ja. So dis waar. amazing. En dan jy, Daandrey? So, myne ek het gaan swat in Middelburg in die Oos-Kaap by Grootfontein en ek het my hart daar by oom Angus se mannekamp. Okay. Hy het mos daai mighty men Ek wil oom conference. Angus hier ook kry. Imagine hoe cool sal dit Dit sal super Kan cool ons wees. wekkie weet. Ja. Ons wil niks sê nie, ons wil net kyk. So ek het my hart daarso vir hom vir die Here gegee in die Karoo en ek sê nog altyd ek het my hart in die Karoo verloor. Soos dit is my ultimate, soos as iets moet gebeur by ons op die plaas is dit waartoe ek sal gaan. En daarso het my journey eintlik maar begin met die Here en ek het daar jeugbediening begin interkerklik en ons het gegroei van 20 kinders van die straat af na amper 100 toe op 'n Vrydag aand. En daar het die vyand my reeds al kom toets. Soos jy gaan op 'n Vrydag aand om te gaan serve vir die Here, maar jou chommy sit by die huis en drink en kuier en Ja. maar dis nie die mens wie ek was nie. Ek het nooit daai honger gehad vir dit nie. Van daar af het ek 'n wye draai gevang. Daar het goed met my gebeur in my lewe wat my heeltemal laat, soos ek het vir die Here gesê, ek kan nie met jou deel nie want hoekom laat jy toe dat dit met my gebeur het? So ek het heeltemal van die pad afgegaan en toe trek ek terug Brits toe en ek gaan eendag aan Doxa toe en ek is soos van okay, as hierdie nie die kerk vir my gaan wees nie, dan gaan ek nooit my geloof terugkry nie. En toe ek daar instap en toe is die Here net soos van dis wat ek jou wil hê. En daar het hy met my begin werk en dieselfde jaar wat ek half my geloof eenkant toe geskuif het, is dieselfde jaar wat ek groot gedoop wou word. So die vyand het presies geweet waar is ek en wat die Here vir my beplan, so hy gaan kom en my destroy. En vir 'n oomblik het mense hom toegelaat en toe jy weer jou purpose vind, dis ek soos van okay, hierdie is wat ek gaan doen en hier gaan die duiwel my nie onderkry nie. En toe ek die kerk gekry het, toe is ek groot gedoop en van daar af het soos alles het net verander. Mense my wyse van denke en dinge wat 'n mens doen het so drasties verander en dis wat my opgewonde gemaak het. Soos my tannie het vir my gesê, "Daandrey, onthou dit wat met jou gebeur het, was nie in die Here se wil nie. Die vyand het kom probeer steel want hy het gesien wat het die Here opgeset vir jou." En toe sy dit vir my sê, toe drop daai penny soos van Daandrey, hoekom is jy nog heeltyd kwaad vir die Here, maar dit was nie hy nie. En toe soos daai het alles net van voor af net soos weer opgevlam en dit was lekker want toe begin alles weer in plek val en jy het daai intieme verhouding met die Here. Ek het ook groot geword in 'n susterskerk en ons het godsdiens gehad in die huis, maar dit is soos wat Mariska sê, jy het religion gehad, jy het nie relationship gehad nie, want jy het nie geleer wat is daai intieme relationship nie. En toe jy dit nou self kan begin ervaar en leer, toe is dit soos van dis 'n hele nuwe wêreld wat vir jou oopgaan. Dit is so, nee. Ja, so Ek lees nou 'n boek. Eintlik ons doen so in ons selgroep 'n studie oor Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. so. Okay. Dis regtig cool van Louis Giglio en hulle was Oh, op by ja, Passion, ja. so Ja. ek het julle gesien daar. Ek sê ek sien jy dis al 'n boodskap gekry. Maar Passion moenie weer wees nie. Maar in elk geval, oepsie. Maar hy praat ongelooflik goed, maar dit gaan ook oor Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. En nou lees ek gaan nou by my punt uitkom, maar ek lees ook 'n boek van Priscilla oor The Armor of God. En baie keer in al twee hierdie reekse verduidelik hulle basies soos die duiwel is 'n realiteit. Soos it's a real thing. Verstaan, and he does come to kill, steal and destroy. Maar in die een boek verduidelik hy soos die strategie of the enemy, Don't Give the Enemy a Seat on Your Table, wys waar jy hom oral in jou lewe toelaat of hom access gee om te kom sit op hierdie tafel wat God jou eintlik op uitnooi. Om 'n intieme verhouding met hom te hê, dan kom die duiwel en hy kom join hom aan, hy wys hoe hy al die kos vat en sulke tipe goed. Maar Priscilla se boek gaan nou weer oor hoe om die wapenrusting aan te trek om te fight teen hierdie duiwel nou, nê. Maar sy verduidelik soos hy is net 'n illusionist. Dit het nogals vir my iets besef, soos hy skep net illusie. Verstaan, hy is eintlik, as jy in Jesus is jy is nie vatbaar nie. Verstaan, soos jy het al die victories reeds gedoen en jy is aan die wenkant en hy skep net altyd illusies. Hy kom plant leuns. Hy kom wys vir jou 'n valse realiteit. En dit is so cool soos hoe ek love hierdie boek want net om te besef soos mense is nie ek wil nooit te veel fokus op die vyand nie. Ek weet dit dink ek hou nie altyd van daai goed nie. Ek fokus op God en om sterk te bly in hom. Maar die realiteit is hy is daar en hy kom deceive. Hy skep illusie. En dit hou jou weg van die plan wat die Here vir jou lewe het. Maar as jy kan sterk staan firm en al hierdie goed wat wapenrusting, want ons het klaar die tools om dit te gee.
En sy sê, dit was baie cool ook wat ek wou sê. Sy het so bubble gehad, dan moet jy inskryf soos die circumstance, die persoon, jy weet wat jy voor kwaad is of wat moeilik gaan of wat nie lekker is nie. Dan skryf ek byvoorbeeld my baas of Robert wat ook al hè. Dan as jy nou jy weet is kwaad is waar jy voel die duiwel het iewers jy weet ietsie gemaak of vir jou seer gemaak of 'n leuen vertel, dan skryf jy dit neer. Dan sê sy heel aan die einde daar's 'n lyntjie langs die bubble, dan sê sy skryf daar this is not your enemy. Dan verduidelik sy soos luister hier, soos jou circumstances, die goed waardeur jy gaan. Mense wat jou seermaak, daai is nie die vyand nie. Verstaan, ons moet leer om reg te fight. Ons moet leer om hierdie ding reg te doen. En te besef, daar is hierdie illusionist, daar is hierdie persoon wat jy wil kwaad hou in bitterheid vir iemand anders of vir omstandighede. Maar dis nie ons die oorlog gaan wen nie. Ons wen dit nie met fisiese wapens nie. Sy sê we win it with prayer. Jy wen dit in die gees. Dis daai boeke is so cool. Jy moet gaan lees. Okay, maar in elk geval kom ons terug op script. Ek wil net gou vir julle vra so julle is nou julle was 'n boersoeke vrou en julle lewe is publiek en ek dink ek kan baie myself in julle skoene sit. So en dit voel ook as mens dan nou 'n lewendige verhouding het met God en dit daar buite sit. Dis mos maar maklik om ook deel te gaan wees van die wêreld, maar obviously die beeld wat julle dra, as kinders van die Here, julle verhouding beeld sy liefde uit en dis wat julle wil represent as ek dit reg verstaan. Ja. Maar nou ek weet nie of julle al 'n bietjie die druk gevoel nie. Die druk is bietjie hoog, want jy voel net jy mag net een dingetjie nie verkeerd doen nie, dan staan judgment of 100%. Jy kan God dalk lelik uitbeeld en mense wegdraai van hulle geloof af en so. Maar wat ek vir julle wil vra is hoe bly julle dan gefokus op God se plan en God se pad wat hy vir julle het en val nie in die wêreld in nie, want ek kan dink julle word ook genooi na spesifieke goed toe of wat ook al, maar soos hoe bly julle dan op God se pad en nie gaan nie dwaal nie af en soek die roem, die fame, maar dis absoluut dit gaan oor om God te verheerlik en sy naam te bou. Dis 'n moeilike vraag, ek weet. Dis moeilik, maar dis so maklik eintlik. Kan ek maar eers te gaan. So vir my, ek ervaar dit bietjie baie meer op hierdie oomblik as Mariska in daai geval. Jy kry baie brands wat jou nader en sê hoor jy kan nie ambassadeur wees of kan nie dit vir ons doen of kan nie dat doen. En ek moes regtig gaan stil raak het oor dit. Soos maar waar trek 'n mens die lyn met wie gaan jy in besigheid in en wie gaan jy nie? En vir my gaan dit alles oor die hart agter die besigheid. So ek wil eers die ouer ontmoet voordat ek vir jou sê ja, ek collab met jou. Want as ek met jou collab, wil ek met jou collab oor die regte rede. Ek gaan nie vir jou iets promote as dit teen die Here se wil is nie. As jy promote van dronk word en hierdie feeste wat drugs het doen en sulke goed, gaan ek nie in jou video's vir jou speel nie, want ek staan nie daarvoor nie. Imagine vandaan dryf ons iets met ek kan dit Presies. Ek kan dit nie indink. Imagine, ek meen ons was net, wat was ons al toe gewees toe ons Droomland toe was? Ouens, dit was die ergste ding van my lewe. Soos jy loop daar en jy sien almal rook dagga en dit is 'n gesypery van kinders wat onder 18 is en hy's van wat soek jy? Jou gees was so, my gees was siek daai dag. Maar in 'n geval om terug te kom by die punt. Dit is baie moeilik om in die wêreld se trappies in te val as jy nie die Here innooi in dit wat jy gaan doen nie. En nog elke keer is dit iets voordat ons iets aanpak, bid ons daaroor. Soos voordat ons hier ingery het, ons by die hek gesit en bid en Ek sê daai Here, daarom ja gesê. Ja, soos Julle kan nie daar sien nou omdraai kans julle sien. die oomblik as 'n mens vrede voel in 'n besluit, dan weet jy dit is van hom af. Maar die oomblik as jy begin angs voel en jy weet nie wat om te doen nie, dan weet jy hierdie is nie waar jy moet wees nie. En dit is die ding. Die wêreld is vinnig om 'n label op jou te sit, veral as jy in die publieke oog is. Ja. Jy moet gaan rustig raak om te besef, wat is die Here se prentjie vir ons as mensdom? Die Here sê nie vir ons jy mag nie drink nie. Hy sê vir jou pas op hoeveel jy drink, want die mens wat jy word as jy dronk word, is nie die mens wat ek jou gecreate het nie. Know your limits. So die oomblik as jy weet wat het die Here vir jou as mens, wat is jou purpose en hoe jy dit moet uitleef, weet jy hoe om in die wêreld se lig ook in te tree sonder om sy wil oor te trap. Soos jy lewe nog steeds in die wêreld, maar jy lewe in sy wil in die wêreld. Jy doen goeders, maar jy weet hoekom jy dit doen, want jy doen dit vir hom. Ja. So dit is die lyne wat 'n mens baie, veral as jy in sy wil intree. En dit is die moeilike ding, want mense is vinnig om vir te sê ja, maar jy's boring want jy doen nie dit nie. Ek het dit al my hele lewe. Hou op so ernstig wees. Jy's boring. Precies. Jy weet nie my Let lewe go kan a bit, Ek weet.
Al daai classics. Dis vir ek hou van, hè. Ja. Ek het baie van. Presies. Ja, so ek dink dit is 'n fyn lyn en is ook die verhouding wat jy met die Here het gaan vir jou bepaal. Soos gaan jy hierdie doen of gaan jy dit nie doen nie. Is dit om sy koninkryk te bou of is dit om jou eie wiel te blaas? Maar die oomblik as jy jou eie wiel gaan blaas, dis wanneer goed gaan misloop en vou en te kere gaan. Soos dit gaan nie goed uitdraai nie. Maar die oomblik as jy hom innooi en doen dit vir hom en vir sy wil, dan gaan jy floreer in dit. Ja. Ek dink om aan te sluit, dis basically dieselfde, maar dit wat ons doen is nie vir onsself nie. Ja. Ek hou nie van die limelight nie. Soos ek het nooit gedink ek gaan voor kamera sit en my naam gaan daar buite wees nie. So vir dit wat ons alles doen, soos dit is nie vir onsself nie. So dis wat Andre ook sê, gaan kyk van waar af kom hierdie mense wat ons benader, soos klop hulle hart vir die Here. Kan ons relate met dit wat hulle doen. En soos jy sê, dis so moeilik. Daar's 'n fyn lyn oor wanneer is jy in die wêreld en hoe beeld jy God se beeld daar buite uit. En by hierdie een spesifieke event waar ons was, ons gees het gebots. Dit was nie vir ons lekker nie. Ek kon sien die gees is nie teenwoordig daar nie. En ons wat in daai situasie gesien was, kon bitter vinnig teen ons gedraai het. Maar as die mense het geweet het, soos ons was nou daar, ons het vir daai jong mense gebid en dit was so nodig vir ons toe ons aankom, toe ons is hoekom is ons hier, hoe het ons hier beland, wat is hierdie, en dit was eintlik vir ons so nodig om daar te wees, om te sien hoeveel seer daar onder die jong mense is, soos waarmee deel die jong mense vandag, so in daai lig, soos jy sê, dis moeilik, van waar mense jou sien, wat jy doen, wat jy sê, wat jy aantrek, so daar's 'n fyn lyn, maar ek glo tot vandag toe oor ons waar ons was en waar ons moes gewees het. Dus dit het iets elke keer in ons harte kom doen. So ja, daar's 'n fyn lyn. Okay, so ons gaan nou 'n bietjie verder praat oor vertroue in die Here sit, wagseisoene. Ek weet nie of julle al hulle gehad het, julle het seker waarskynlik in julle liefdesstorie, maar met wag, vertroue, ek dink daai twee goed sukkel baie mense mee in hulle pad saam met die Here. So ek wil vir julle vra, hoe leer julle om God volkome te vertrou wanneer julle nie die toekoms kan sien nie? So hoe vertrou julle basies God met julle toekoms en die pad vorentoe? As julle nie weet hoe dit gaan lyk nie. So, dit is nogals iets waarmee ek deel gereeld, soos as met elke ding wat opkom, maar ek dink uit 'n boer se perspektief uit is nie iemand beter om dit te antwoord nie. Ja, ek dink ek het nou onlangs deur so dinge geloop met my pa. So my pa is so 'n jaar terug gediagnoseer met 'n baie rare kanker. Wat in sy buik jou die wand binne in jou buik wat jou binnegoed bymekaar hou. Hy groei daarin en dan soos hy versmoor jou binnegoed basies. So hy is deur chemobehandeling en alles en so 'n maand terug het hulle vir hom gesê die chemo werk nie meer nie, hulle kan nie meer vir hom soos dis nou of port wat hy moet kry en elke tweede week gaan vir 'n intapping. Of dis hierdie operasie wat voor lê. En in die oomblik het dit my gevang, soos dis nou soos hulle gee vir hom 3 jaar of die operasie. So dis nou die call wat 'n mens moet maak. En ons harte was nog heeltyd soos rustig, soos die Here gaan kom doen wat hy moet doen en dit is nie in ons wil nie. En so het my pa se hart ook rustig geraak en soos hy's reg, maar wat my gevang het is hy het begin drastiese goeders doen, soos hy het my laat neersit en sê kom, dis wat in my testament staan, dis hoe dit moet uitgevoer word, jy gaan die eksekuteur wees, dis hoe dit gaan werk, ons is 'n familieboerdery, so hy het gesê, ek wil hierdie kontrakte van die boerdery nou reg hê, dis hoe die opvolgbeplanning gaan werk as ek nie meer daar is nie. Al daai goed in 'n kwessie van 2 weke gebeur, want hy het toe besluit op die operasie, wat ons hom voluit ondersteun het. Was dit 'n baie hoë risiko? So die operasie was soos 'n 20% suksesvol uit, soos dit was 'n groot, en dit was 'n 7 ure operasie geweest, so dis baie intens. Die spesialis wat op hom opereer en die span dis 'n spesialis span, is nie sommer enige span. Ja. So vir ons was dit soos van die vyand het so weer eens jou kom aanval, soos van jy moet al hierdie goeders doen, wat as hy dit nie maak nie, wat as hy dit nie maak nie. Heeltyd het jy aan die negatiewe kant van dit gedink. En as jy van Here, okay, ek gee dit alles oor aan jou, ek vertrou jou vir die toekoms, ek gee dit vir jou, maar meanwhile doen jy nie, want jy mope nog steeds daaroor. Want jy sien net hierdie ding van, as dit gaan gebeur, soos dis onwerklik, want hy is so fiks en gesond soos wat ek is, en jy sien hierdie man wat nou hospitaal toe moet gaan vir 'n operasie en hy kan moontlik nie daar uitkom nie. En maandag toe ons vir hom bid,
toe hy daar op die bed sit, toe is die Here net soos van Daniël, hoekom vertrou jy my nie? Soos, jy het hierdie verhouding met my, maar jy kan my nie vertrou met hierdie nie. En ek is net soos van, Here, sorry. Soos dit is 'n groot deel vir my. Ek het nie geweet hoe om met hierdie te hanteer nie. En dit alles het my onder verskriklike, ek was die week voor die operasie siek, ek was amper hospitaal toe en ek vermoed ek het 'n maagseer gekry van al die stres, want as die plaas so goed is, my pa so goed. En dit spoel oor in jou verhouding en jou huwelik in. Het dit nou alles los, soos Dis nou onlangs, soos letterlik nog die laaste maand. Ek kan net imagine. So, al hierdie goed gebeur met 'n mens en jy sê soos van, Here, ek het hierdie verhouding met jou, maar ek voel so ver. Soos, what's going on? En ons het vir 7 ure by die hospitaal gesit en toe die dokter uitkom en hy sê vir ons, dit was 'n groot sukses, 99.9% van die kanker is uitgesny, hulle moes die milt uithaal, hulle moes 'n deel van sy kolon uitsny, maar hy's okay, soos hy's fine. Ek kan nie vir jou verduidelik die las wat van mense skouers af is in daai oomblik nie. En daar het ek besef, hoe klein is ons, dat ons so iets nie wil oor totaliteit oorgee aan hom, en hom vertrou vir die toekoms nie. Ek meen, hy het klaar ons paadjie vir ons uitgelê, tot die dag wat ons doodgaan. Wie is jy om te twyfel in sy plan vir jou? En dit het my kom roer soos van, jy's 'n boer, jy vertrou jy vertrou die Here so vir die reën op die regte tyd, die pryse op die regte tyd. En as jy deur 'n dip gaan, Here, okay, ek vertrou vir beterskap vorentoe, daar moes iets gewees het wat ons moes geleer het in hierdie seisoen. Moenie vir die vyand daai vatplek gee om jou gedagtes te kom oortref nie, want dis wat gebeur, hy kom oorval jou, en hy weet dis jou weak point, want dis jou mense, dis wie jy lief het. En ek was op daai punt, my familie is my alles, my pa is my alles, my ma is my alles, my boeties, nou het ek 'n vrou wat my alles is, en die Here is jou eerste alles. Ja. Waarvoor klop jou hart? Die ou vrou. So dit was vir my 'n baie moeilike tyd die laaste tyd. Soos ek het na die tyd toe share ek eers met haar oor wat alles in my kop aangaan, want in daai oomblik is jy so vasgevang, jy kry nie dit uit nie. Ja. En toe na die tyd besef ek, soos al hierdie goed waarmee ek gesukkel het in ons verhouding en in die huwelik, was alles van dit af wat oorgespoel het en dit het net te veel geraak. En toe ek met haar kon share, toe verstaan sy hoekom ek was soos wat ek is en hoekom ek soos ek het soos 'n zombie gelyke gevoel. Ja, ek was nam, soos alles was nam. Ek het nie eers geweet hoe om te bid nie. Ek het so ver van die Here afgevoel en nou voel ek die naaste wat ek nog ooit aan hom was. Maar dit is juist daai seisoen waardeur jy was van, jy verstaan nou as mense vir jou sê, dit is nie lekker in so 'n seisoen nie. Jy verstaan, jy kan relate met mense en jy kan half intree en raad gee. En, so ek dink regtig, 'n mens kom op 'n punt waar jy volkome aan die Here kan vertrou vir die toekoms. Jy moet net daai verhouding met hom reg hê om dit te kan doen. En as jy in 'n plek inval waar jy nie voel jy kan nie, moenie net oorgee nie. Soos hou vas aan daai waarheid van ek het vir jou net goedheid en guns beplan. Soos ek het klaar jou paadjie vir jou vooruit beplan. As dit jou vraag beantwoord. Ek voel ek het nou 'n bietjie in 'n sirkel gepraat. Nee, dis goed, dis goed. Ek dink nou soos jy praat, dink ek nou baie aan die verhaal van Job. Maar toe verloor ek nou my gedagte van dit, maar wat ek wou sê oor Job, ek lees nou 'n bietjie dit ook. Ek klink nou of ek verskriklik baie goed lees, maar ek doen nie. Is omdat dieselfde jy besig hou hier in die kerk, jy besig hou met hierdie topik en dan ek en Robert doen premarital op hierdie topik en dan maar met Job se storie wat nou soos sê nou maar byvoorbeeld jy het nou God in hierdie wagseisoen vertrou vir die wonderwerk en die wonderwerk het gebeur. Maar daar is mense daar buite wat die Here vertrou vir die wonderwerk en die wonderwerk gebeur nie. Verstaan, ek dink dit is ook, dit is altyd 'n testament, altyd so mooi, maar daar is mense wat sit en sê van, daar was nie daai deurbrokkie, daar was nie daai genesing nie. En dan dink ek altyd aan hierdie verhaal van Job, verstaan, soos hoe ek dink dit is hoofstuk 6 en 7, jog my, hy kla en hy moan, verstaan, en ek het daar in 'n nota geskryf dat, ja, hy het gekla, ja, hy het gemoan, maar hy het nooit in God en wie God is en God se karakter getwyfel nie. 100%. So ewen al is jy in geloof, ewen al is jy in 'n wagseisoen of 'n crashing tyd of 'n moeilike tyd, is ons as Christene voel ons mag nie dit voice nie, maar jy kan, soos mens kan dit uitstoei, mens kan oor dit praat. Maar wat net vir my so inspirasie was uit Job uit, is dit was nog steeds van God is die een wat gee en hy is die een wat neem. En hy sê hy het letterlik Job het in ek dink hoofstuk 2 het maar sy klere uitgetrek of hoofstuk 1. Toe sê hy soos hy gaan kaal uit hierdie wêreld uit. So dis altyd net vir my so ding van ja, dien ons God vir die wonderwerk of die deurbraak of dien ons hom net ultimately vir
vir wie hy is en wat hy vir ons kom doen En ek dink dis die ding, as jy hom vertrou en hom dien vir dit wat hy is en dit wat hy was en nog gaan wees, dan kan jy vergeet eintlik van die ander goeders. Dit gaan in plek val. Want partykeer laat hy goed toe en partykeer laat hy goed nie toe nie vir 'n rede vir jou. Daar's iets wat jy moet leer uit dit uit. En hierdie hele ding met my pa moes iets leer uit dit uit. En hy het vir my gesê hy het so geleer, so gegroei uit dit uit. En ons self ook. Ek meen jy bid elke dag vir hom en jy dra hom op en soos jy hou vas aan daai waarheid van God gaan kom genees en hy gaan beterskap bring. Maar jy het nog steeds, soos wat ons nou gesê het, die vyand is nog steeds daar. Hy's 'n reality. En as jy hom daai, en ongelukkig, ons as mans, jy het vinnig daai stemmetjie in jou kop en dan kom gooi dit jou wêreld te mekaar. En ek dink is vir almal, dis nie net vir ons nie. En in boerdery ongelukkig is dit nog erger as op ander plekke, want jy vertrou 100% op die Here vir alles wat jy doen. Soos jy kan nie op mense vertrou nie, want mense gaan nie 'n plant maak groei nie. Dis net die Here wat dit gaan maak. So ek wil by julle weet, soos het julle gedink julle lewe, soos jou lewe na boersoeke vrou, sou wêreld omkeer, so verander het toe julle voor die tyd ingeskryf, soos het julle gedink dit is hoe dit nou vandag gaan wees? So ek glad nie. Donder het definitief ingeskryf vir die fame van dit. 100%. Ek het nie, soos ek het regtig deur die hele proses van die begin af was my grootste ding om my eie hart te beskerm. So ek het myself nooit toegelaat om vooruit te dink nie. En ek dink dit koppel of ook met jou vorige vraag oor hoe hanteer jy 'n wagseisoen, want ek kan bitter vinnig vir myself hierdie ideale prentjie skep en vashou aan dit. En dit is dikwels het ek bitter vinnig in my lewe geleer, dis nie die pad wat die Here vir my het nie. En op die ou ende is sy pad elke keer die beste een. Al gaan ek deur daai en al die seer en die trane en die skuur en die skaaf en vind myself, op die ou ende is sy pad beter. So ek het regtig in daai tyd vertrou vir dit wat die Here in my wil kom doen. So vir elke stap het ek het nie vooruit gedink nie. So toe ek die brief geskryf het, het ek gesê, hierdie is wat ek nou doen. Ek bid en ek vertrou oor wat die Here met my brief gaan nie vooruit dink. Soos ek gaan nie eers aan dink dat die brief selfs by Daandrey gaan uitkom nie. En toe die brief nou by hom uitkom en hy kies my, toe sê ek soos, wow, okay, nou moet ek hieroor bid. En ek het regtig nooit vooruit gedink nie. En soms sit ek nog steeds aan ek in verwondering oor hoe is hierdie my lewe? Soos hoe het my lewe so omgedraai? Hoe is ek bevoorreg genoeg met hierdie man langs my sy? Hoe is hierdie my storie? Soos partykeer as ek soos ek hoef nou nie meer my hart te beskerm nie. Ek is nou hier, ek is deur dit. Also nee, ek het nooit vooruit gedink nie. Soos dit was 'n groot leerproses vir my, want dit is nie hoe ek is nie. Soos ek het altyd ver vooruit. Ek hou daarvan om in beheer te wees. Ek wil weet hoe, wat, waar, wanneer. Soos ek wil weet, ek gaan nie eens inskryf as ek weet hy gaan nie my brief ontvang. Soos ek was so en hierdie proses het my so baie geleer van myself en die oorgee en die wag en die vertrou en nie ver vooruit dink nie. Ja, ek dink vir my, wel, almal weet dit. Ek dink jou hele familie het seker soos tipies almal jou familie skand onder. Jy kort nou iemand, dis nou tyd. Kom. Jy sukkel nou. Dit was toe ek die oproep kry om te sê jy's deur na die top 10 toe. Ek stap in die kantoor en my ma se kantoor is net oorskyns oorkant myne in die pakhuis en ek stap na haar toe ek sê vir hier's groot moeilikheid. Sy's van wat nou? Sy dog hier's fout met ons produk of hier's nou soos ons het moeilikheid. Ek sê van ja, ek gaan op boersoeke vrou wees. Sy's van wat? Ek sê ja, hulle kom volgende week shoot, ek is deur. Ja, dit was so vinnig. Ja, jy weer en toe. Ja, dit was nogal vinnig. En toe sê sy soos van okay, let's go, let's do it. Dis almal so supportive en ek het regtig met die mindset ingegaan om my vrou te kry. Soos die Here het my kom sê jou vrou is daar buite. So die program gaan jou help om daarby uit te kom. En ek het 100% oorgegee. Soos ek het vir hom gesê, ek doen nie hierdie vir myself nie. Ek doen hierdie vir u. En alles wat ek sê en gaan doen is vir u. Dis nie vir myself nie, want op hierdie oomblik, mense sit jouself een kant toe. Jy's net 'n een van sy tools wat hy gebruik in die wêreld. En my gebed was altyd soos Here, laat U wil geskied. As hierdie nie is om my vrou te kry nie, by all means go for it. En ek het die dag, ek onthou Marcel het plaas toe gekom met episode 3 dink ek was dit, wat sy ons nou kom ontmoet het. En ons sit onder by die dam en sy vra vir my Daandrey, hoekom het jy hierdie gedoen? En ek sê van Marcel,
as ek net een persoon kan bereik en hulle harte laat verander en aan die Here kan begin glo, het ek my doel bereik met hierdie hele ding. Ja, dis 'n bonus as ek my trouvrou uit hierdie uitkry, maar op alles doen ek dit vir die Here en om sy naam daar buite te kry. En dit was 'n penny wat my gedrop het. En van daar af het ek net vertrou, soos Here, hierdie is jou en ek onthou net gehou. Ek het 26 jaar nooit gedate nie. Ek het O, so jy het nooit sorry, ek ken jou nou nie, jou ja, regtig, ek het hè? 3 ek So het met jy- 3 of 4 girls dis eintlik gepraat. oulik. Ja. So Daan ken nie hierdie nie. Dit is heeltemal nuwe goed vir hom. Ek het nie in die wêreld geleef nie. Soos ek het Ja. myself regtig geprep vir die huwelik Ja. eendag en Dis amazing. so dit was vir my ook 'n groot leerskool. Soos ek het nooit geflirt nie. Dit was vir my weird. Soos Flirt hy daarom nou met jou so 'n bietjie? Ons werk daar. Ek leer hom, maar hy is al baie beter. Kyk hoe rooi word. maar ek is nie skaam om dit te sê nie. Ja. Want as jy deur daai wagseisoene kan werk, dan leer jy regtig wat is die Here se wil vir jou. Ja. So ek onthou nog die dag voor die blitsafspraak. Ek sit daar of die dag van die blitsafspraak, sit ek in die kelder en ek bid net soos ek sê vir die Here, U gaan my moet kom lei hierdeur, want ek weet nie eers waar om voor hom uit te kyk nie. En U moet vir my kom wys wie's die persoon met wie ek my pad vorentoe moet stap en wie's die persoon wat U wil hê ons moet saam die koninkryk bou. En toe sy daar uitstap, toe kry ek soos net daar 'n rilling deur my lyf gegaan en ek het geweet dis die Heilige Gees wat met my gepraat het. Ja. En hier sit ons vandag, my vroutjie. Ja, dis so Dis spesiaal. regtig 'n crazy journey wat jy stap en jy leer regtig soos die wagperiode is so lekker tyd en om 100% te vertrou vir wat vorentoe gaan gebeur. Maar nie in dit nie, soos wanneer jy terugkyk, jy soos o, Yes, ja. jy besef dit nie in daai Nee, oomblik Want nie. ek is baie soos ek kan nie wag nie. Ek so impatient, ek weet nie of dit 'n vrou ding is wat ook al nie, maar ek soek ek wil dit nou sien, Here, ek wil weet hoe dit nou lyk. En as daar nie, ek weet met my en Roberta met ons verloofseisoen en trou en goed soos ons praat gereeld oor hoe gaan die toekoms lyk? Wat gaan ons doen? Waar gaan ons wees? Hoe gaan dit lyk? En dit kan my so vinnig oorweldig as mense dit nie kan sien nie. Dan moet mense my 100%. herinner ons kan doen met wat ons nou het. Ja. Soos just stay present, wees in die nou en vertrou dat God is al 5 stappies vooruit, Ja. maar ons moet net so faithful so stappie gee. Ja. En ek is ook een wat soos ek beplan. Ja. Ek wil ook in beheer wees. So Ja. dit het my geleer soos Daanre, jy gaan nie altyd in beheer wees nie. You need to let go and trust the process on the end of the day. En dit was nogals my groot want surprise. So ek wil dan ook vir julle vra, ons het praat nou so 'n bietjie oor wag, maar andersins as julle kan ook sê as dit nou boerslike vrou was of die hele proses van dit, maar wat was in julle lewe soos die moeilikste wagseisoen wat julle voel julle al deur gegaan het? Ja. Dis nogals 'n groot enetjie daai. So ek het hom nou uit die was nog nooit so Ja. stil hier in die storie hou nie. Nee, dis regtig. Ja. Dis 'n baie diep vraag en ek dink dit kan 'n baie emosionele vraag ook raak op 'n van die dag, maar my grootste wagseisoen sal ek al sê was definitief die prepjare tot ek my trouvrou ontmoet het. Ek meen so 26 jaar. Ek kan nou nie sê 26, hoeveel jy's Ek verstaan nou nie meer wiskunde. 16 I know where jaar. you're going with that. Ja, maar Ja. het jy almal om jou gesien liefde vind en die een het 'n girlfriend, daai een het 'n girlfriend. Hulle doen goed saam en jy's altyd soos die 5de wiel aan die wa. En soos jy het die hele tyd gedink soos is ek goed genoeg vir dit? Soos is dit in die beplanning vir my? En jy het baie gewonder daaroor. Jy het met 3 of 4 girls gepraat, maar jy het baie vinnig besef dit is nie vir jou nie. Soos dit is nie die verhouding wat die Here wil hê jy moet hê nie. En dan sê van ek, maar wat is dit? Soos waartoe moet ek gaan met hierdie? Ek verstaan nie. En om deur daai seisoen te gaan en die hele tyd te surrender. En dan sê van okay, ek het dit gedoen en nou gaan jy na 'n verhouding en jy word raak verloof en jy trou. Dan is dit weer ander goed wat jy moet soos ek het nog nooit 'n meisie gesien nie. Ag nee. En dan sê van okay, ons date nou en dan kry albei soos hierdie ding van julle gaan nie sien totdat die dag van julle troue nie. Ja. En ons is van okay, Here ons gee dit vir u, ons doen dit. Dan kom hierdie dag van die troue dan soen ons en dan sê dit van meer verlief. Maar dan kom die vyand weer eens. Dan sê hy van okay, jy het nie in die wêreld gelewe nie. Jy het nooit so saam iemand geslaap of iets en ek praat nou baie reël en rous en ek het nie gedink ek gaan vandag nie. Maar dan kom jy in die huwelik en as jy van ek het dit nog nooit gedoen nie, so wat as ek misluk? Ja.
wat as ek iets verkeerd doen of wat as ek nie is soos wat sy dink 'n mens moet wees nie. Yes. En dan is die van ek maar die Here sou nie hierdie opgeset het as hy nie jou gemagtig het om alles te kan doen nie. Hy sal jou nie in hierdie posisie laat optree as hy jou nie gemaak het vir dit wat hy jou voorgeroep het nie. En dis die gesprekke wat 'n mens moet hê op die einde van die dag. En dit is partykeer nie lekker gesprekke nie, maar partykeer stap jy daar weg en jy sê van ek kan ons altyd voel goed ons het hieroor gepraat en ons weet waar mekaar se harte is. So daai wagseisoen was nie lekker nie, maar dit het jou geprep vir die volgende seisoen. Ja. En dan het daar weer goed gebeur en dit jou weer 'n wagperiode gesit en jou weer geprep vir dit wat voor lê. Soos ons het gesê ons gaan 2 jaar wag vir kinders kry eendag, maar ek sê vir dit is nie in ons wil nie. Soos dit gaan nie van ons afhang nie. As die Here wil hê ons moet oor 10 jaar eers kinders kry, gaan hy dit doen. Maar is weer eens daai wagperiode. En in daai wagperiode moet jy regtig gaan rustig raak by sy voete en gaan hoor wat sy wil en hoe wil hy hê jy moet dit benader. Ja. Jy is nou baie stil. Nee, ek kan dit aan sy lippe hang. Ja. Ek dink, wag is vir my 'n moeilike ding, want ek hou daarvan om in beheer te wees en ek wil weet hoe dinge gaan uitspeel en vorentoe gaan werk. So ek dink vir my, daar's nie 'n baie groot tyd van 'n wagperiode wat ek dink met alles waar ek bid, soos is daar 'n wagseisoen. En elkeen is vir my dis taaf en dis moeilik, veral soos in die tyd met die soen, soos hoe die Here het nie dadelik vir my kom sê wag totdat jy moet trou nie. Soos daai seisoen was vir my moeilik want dit was vlees en gees en emosies wat teen mekaar beklei het en ek moes gaan bid het en ek kon nie verstaan waar's Daandrey se hart nie. Ek kon self nie verstaan waar's my hart nie. En weer eens net by die Here se voete gaan sit en met tyd die Here kom openbaar, maar dit is sy hart vir my en hoe die Here my hart kom prep het en sy hart kom prep het. Ons twee verskillende maniere. Ek was so dankbaar vir dit. En toe ons by mekaar kom, toe besef ons maar die Here het dieselfde met ons gepraat, maar twee verskillende maniere en daai wagseisoen was vir my verskriklik. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan hoe is hierdie die Here se wil nie. Dit is nie verkeerd om nie te soen nie en dit wil ons ook net daar buite sê. Dit is nie verkeerd. Ja, ek sê oepsie, ek sien die moeilikheid. Al die ou tannies daar buite wat sê dit is nie sonde nie. Ek het 'n vriendin wat glad like, nie. haar man en sy presies dieselfde storie en is dis beautiful. So dit regtig is mooi. ons wil dit net daar buite Ja. sê dit is nie verkeerd nie, maar dis ons storie. Ja. En in daai tyd het ek geworstel soos ek kon nie verstaan nie en klomp klein goedjies soos wat ander mense gaan sê ag jy het nie so lank gewag nie, maar in daai tyd omdat ek so in beheer wil wees, elke wagseisoen is vir my 'n worsteling en 'n oorgee permanent soos renewing of the mind. Wat kies ek? Kies ek om myself onder te kry deur die denke wat ek het of om vas te hou aan die woord en dit wat God beloof het. Al kan ek dit nie sien nie, en dan hou ek vas aan die versie wat sê soos die Here se woord is die lampie by jou voete. Soos jy moet net daai stukkie nou kan sien en nie alles voor jou nie. So ek dink vir my maak nie saak hoe lank of kort die wagseisoen is nie. Elke wagseisoen wat nie in my tyd gebeur nie, is vir my ietsie waardeur ek moet werk. Iets wat nou by my opgekom het, soos as 'n mens gaan kyk na as jy in 'n wagseisoen is, as jy kan die prentjie ver vooruit sien, as daai lampie vir jou 5 jaar kan wys, gaan jy weet hoe om dit te benader teen daai tyd. Maar as jy die lampie by jou voete het en jy's in daai wagseisoen, gaan jy groei as mens in jou gees. En dis wat die Here wil hê. Die Here wil hê jy moet groei in gees in hom en na hom toe gaan. Maar as ons die 5 jaar plan van ons lewe kan sien, gaan jy nooit na hom toe gaan nie, want jy gaan die hele tyd weet wat gaan gebeur. Jy gaan nooit jouself hoef te prep om te groei en om te vertrou in hom nie, want jy weet wat vooruit gaan gebeur. Net daai is goed. Dis my gesê mamma. Ek wil dan die vraag 'n bietjie omgooi, soos oor wag nou. So hoe weet jy wanneer om te wag? Okay, maar wanneer weet jy okay, dis nou tyd om uit te stap in geloof? Maak dit sin wat ek sê? 100%. Dis regtig, ek dink soveel mense sukkel met soos okay, jy wag en jy wil net gehoorsaam wees. Jy wil nie die plan wat die Here vir jou lewe het nie, maar dan kom dalk 'n rol in van okay, maar soms moet mense ook net bietjie uitstap in geloof. So, hoe onderskei vir my persoonlik en dit is regtig net ek soos hoe ek die discernment het oor wanneer is die tyd reg, is pure rustigheid. Soos ek weet nou al ietsie simpel soos as ons nou 'n oomblik moet hê vir kommunikasie. Soos jy moet wag vir die regte tyd.
om daar te praat, maar ek weet soos as my hart so klop, dit is nie dan die tyd nie. So of dit nou ietsie kleins is soos kommunikasie of 'n groot besluit oor 'n werk wat jy moet neem of in die huwelik of verhoudinge daar buite, my grootste ding waaraan ek vashou is rustigheid. So dis 'n groot gebedsaak, obviously tot op daai punt en dan my belofte waaraan ek vashou is die Here gaan vir my 100% rustigheid gee. Geen twyfel en rustigheid in myself, soos ek weet my hart is rustig, ek het vertroue, ek het die confidence, ek kan dit nou doen en ek weet dit kom van hom af. So dit is waar ek besluit om soos okay, dit is nou nie besluit nie wanneer ek weet soos dit is nou tyd om die volgende stap te gaan. Dis goed. Ja, dis eintlik dis regtig wat ek doen. Soos ek is 'n groot besigheidsmens en soos ek dryf daarin en as ek kyk, as ek 'n nuwe venture aanpak, gaan dit oor die rustigheid wat jy daarvan kry. As ek is nou in 'n beplanningsfase vir 'n praatjie wat ek wil launch. Maar ek het soos ek was baie onrustig voordat en toe kry ek daai rustigheid, okay, dis jou breakthrough, soos go for it. Dan weet jy, dis nou die tyd om in dit uit te stap want die Here het jou klaar geprep om te kan praat waaroor jy wil praat. Jy was in 'n wagseisoen wat jy moes leer en nou is jy geleer en jy's geprep, so nou kan jy voluit vorentoe gaan met dit. Amen. So ek wil nou vir julle vra, ons het nou gepraat oor wag en moeilike seisoen al daai goeders. So watter raad het julle vir mense wat dalk sukkel met hulle bid vir iets, maar hulle voel nie die Here hoor hulle gebede of beantwoord hulle gebede nie. So wat se raad sou julle gee vir mense wat sukkel met? Jy weet ek bid oor hierdie ding, maar dit voel net ek kry nie 'n antwoord by God nie. So watter raad het julle vir mense of vir julleself of mekaar? Wat doen julle wanneer julle bid en julle weet julle tree in, soos jy met jou storie van jou pa, jy het gebid en jy het ingetree en dan soms voel dit net jy bid vas teen 'n muur of jy bid vas teen 'n dak. Hoor God regtig my? Stel hy regtig belang in wat ek sê? Soos ek dink daar's baie jong mense wat nie weet hoe om te bid nie, weet hoe om met God te praat nie. Dis my favorite topic daai. So en ek was actually by 'n damesoggend gewees waar 'n meisietjie agtergebly het en dit was vir my verskriklik kosbaar. Jy weet, dit was 'n lekker event, lekker oulik. Ons het gepraat oor ek het met hulle gedeel oor, ek dink ook oor Maria, Jesus se maak love haar storie en goeders. Toe kom sy na die tyd na my toe so saggies, sy sê vir my Tannie, ek sukkel regtig om te bid. Ek sukkel om te hoor. Ek sukkel om Jesus se stem te identifiseer. Ek sukkel met gebed. Ek dink baie jong mense voel so, want jy bid vir, dis nie soos ek kyk vir jou en ons praat nie, jy bid vir dus watter raad het julle oor dit, oor gebed? Ek dink dit vir my die groot ding is om in daai tyd wat jy voel die Here hoor jou nie en jy kry nie daai deurbraak nie, is om nie na mense toe te draai nie en ook nie na die wêreld toe nie. So ek kan self getuig, so dit is soveel makliker om my foon op te tel en iemand te bel en die comfort by hulle te kry en om vas te hou aan wat gaan hulle vir my sê om my beter te laat voel. So wat kan ek uit ander uitkry om hierdie leemte of hierdie soos muur wat ek nie kan deurbraak nie, hoe gaan ander mense dit vir my vul? So ek het nie noodwendig soos okay, jy moet dit doen of dit doen om Here se stem duideliker te hoor nie, soos al wat ek kan sê uit my eie ervaring uit is moenie na mense toe draai nie. Moenie eers na mense toe gaan om die comfort uit die wêreld of uit die mensdom uit te kry nie. Ja. So ek sal sê as jy in daai tyd is, ja, moenie na mense toe draai nie, maar jy moet jou mense om jou hê wat saam met jou intree in die gees. Jy moet daai fellowship hê na wie jy kan vertrou en sê hoor ek sukkel met hierdie, bid asseblief saam met my. En ons het daai tipe vriende, toe met my pa se goed en alles, ek sê vir hulle hoor ek gaan deur die helse tyd, ek weet nie meer wat se kant doen. Julle gaan nou moet begin help intree in gebed hierso en dit is wat hulle gedoen het. En dis die tipe vriendskappe wat jou help, want hulle bid saam met jou en vir jou, jy bid alleen, hulle bid alleen en op die einde van die dag gaan die Here met iemand praat om vir jou te kom duidelikheid gee oor 'n situasie. Maar as daai persone se wortels nie reg is en nie geanker is in die Here nie, gaan hulle vir jou die verkeerde raad gee. En dis waar Mariska sê, moenie na mense toe draai vir raad of daai comfort nie. En net 'n simpel ding, ek het ook gesukkel om te bid. Soos dit was vir my ook altyd soos hoe bid 'n mens net in die lig. En ek het toe hierdie eendag toe praat 'n ou so en hy sê vir my, soos as jy ooit sukkel met om te bid, so dan gesit jy op jou bed, nê, en dan hy's mooi opgemaak, so alles is mooi gelyk. En dan vat jy jou hand en dan slat jy so langs jou op die bed. Dan lyk dit letterlik of daar iemand langs jou sit. Ongelooflik. En dan imagine jy letterlik dat jy is 'n mens wat langs jou sit en jy praat met hierdie mens, jy het 'n gesprek met hierdie persoon en daai persoon is dan Abba.
En dan ook leer jy hoe om te bid, want onthou God is Vader, Seun en Heilige Gees. So Vader het klaar vir jou vooruit beplan wat jy gaan doen. Jesus het aarde toe gekom vir jou sondes te kom sterf en jou skoon te kom was en die Heilige Gees is met jou elke dag. So ek sê altyd vir ouens, as jy nie weet waarvoor om te bid nie, dan bid jy vir die Heilige Gees wat nou saam met jou is en wat jou lei. Vir die Here vir Jesus wat jou kom skoon was het en jou vergewe het van jou sondes en vir God wat jou toekomsplanne vir jou beplan het en vooruit gelê het. As jy daai 3 goeters het en jy kan oor dit bid en jy kan daai routine, nie 'n routine maak nie, maar dit jou gesprek maak met die Here en jy kan hom visualiseer dat hy langs jou sit, dan raak dit lekker, want dan is dit soos jy praat met jou beste chommy. Dan raak dit lekker. Ja, soos dit doen regtig, want dit is awkward om te bid as jy nie weet waarvoor, hoe en met wie nie. Soos dan sit jy daar met 'n mond vol tande, maar die oomblik as jy kan begin relate teenoor goed. Ag nee, dan kan jy nooit op praat nie. Ek het nou eendag so 'n preek gekyk, of 'n boek gelees van Stormy dink ek, maar sy het iets nee, dit was nie van haar nie, dit was iemand 'n ander ding wat hy gekyk het, maar die ou of vrou, wie ook al dit kon gewees het, maar ek onthou wat hulle gesê het gesê, wanneer jy bid en jy bid net vir jouself, dan is jou gebed omtrent so 1 minuut, 2 minute lank. Maar wanneer jy gaan en posisioneer en jy bid tot God vir ander mense, dan kan jy 'n uur lank bid. So dan begin dit nogals net lekker vloei. Maar ook met wat jy gesê het, ek het 'n mentor op skool gehad. Jy weet sy moenie na mense toe hardloop nie, want ek dink mens wag op God se stem, maar dan jy nou hierdie persoon wat inspraak in jou lewe het, so dan neem jy net van selfsprekend, maar dit wat hy sê, dit moet mos wat wees wat God sê. En ek het altyd soos op hom staat gemaak, hierdie meneer wat ek nou opgekyk het, wat met my geloofspad gestap het. Dan gaan ek hom toe vra en sê hy het my gaan bid daaroor. Dan gaan bid ek daaroor, dan sê ek vir my, ek het nou gebid daaroor, maar wat dink jy? Vir soos want mens moet nog steeds dit hoor. Presies. Toe het hierdie meneer soos my begin vermy, soos heeltemal uit sy lewe uitgesny. Ek dink soos vir 'n paar weke en dit my kwaad gemaak. Ek was so kwaad vir meneer Andrei gewees. Hy het ons selle gelei en hy het goeie werk gedoen in ons skool by Hoërskool Rustenburg. Hy het nou vandag 'n kerk geplant in Rustenburg, ENC Kruislig gemeente. Daar's baie cool sy storie ook. Maar in elk geval, en so 'n paar weke het sy gaan nou, obviously in daai tyd, nou so ek alleen, ek het nie meer Andrei se raadstem wat ook al nie, ek moes toe letterlik afhanklik wees van wat wil God kom doen. En toe het God met my kom praat. Toe kon ek na hom toe hardloop, na al die vir my wat hy gedoen het, eventueel by hom uitgekom het, en gesê, hoorie, ek het my antwoord gekry, maar ek skoot vir jou, want jy het my gelos, en sê, great, dis goed, want jy moenie van my afhanklik wees nie. So dit is wat ek wil oordra. Ja, ek hoor presies wat jy sê, want met die onderwys, jy sal ook weet, kindertjies kom na jou toe en hulle vra raad en jy kan raad gee, maar ek probeer altyd vir hulle sê, ek kan nie jou situasie oplos nie. Ek kan jou net bewapen, as mense dit so kan self sê, aanmoedig om die skrif te lees of te gaan bid, maar ek baie keer discern ek, soos wanneer is dit tyd om vir 'n kind raad te gee of wanneer is dit net tyd om die kind te draai om te gaan bid by Jesus en by hom te gaan hoor. En dan wanneer ek die kind bietjie vir my raak hulle kwaad vir my, maar die ding wat ek nie wou gehad het nie is dat daai kinders afhanklik van my moes wees. Hulle moenie van menslike af. Want as ek weggaan van daai skool af, dan moet dit kan staan wat gebou is en hulle nie omdat ek nou daar is nou val alles nie. So dit is baie keer so, jy gaan na mense toe en jy vat dit moet nou die Here wees. En baie keer is die Here dalk, hulle sê go, die Here sê dalk wow. So dis baie cool. Laaste ding wat ek julle wil vra, dan gaan ons net 'n bietjie afsluit rondom julle ministry en dan gaan ons klaar maak. Maar ek sal heel dag eintlik met julle wil gesels. Ook soos oor 'n paar persoonlike goed weet. Maar wat 'n raad sal julle gee vir mense ons ouderdom omtrent so van 20, 27 daar rond wat regtig die Here vertrou vir hulle pasmaat. Ek weet dit is 'n algemene ding, maar dit is tog as ons op ons ding post. Waaroor wil julle hê met ons praat? Is dit altyd of verhoudings of huwelike of wag of singleness? Soos dit is maar altyd 'n groot ding wat mense wil oor praat. So watter raad sal julle gee vir 'n meisie of 'n man wat wag vir die regte persoon? Ja, julle raad sal wees, skryf in vir Boersoeke vrou. Met die regte hart. Ek dink vir my is om ultimately die Here jou eerste liefde te maak. Waar ek was eers in die wêreld en God was nie my eerste liefde nie. En daar het ek verhoudinge nagejaag en dit was nie gegrond op die regte fondasie nie. Maar die oomblik wanneer God jou eerste liefde is, gaan hy vir jou kom wys
wat is liefde? Hoe lyk liefde? Hoe lyk dit as iemand, want God is ons Vader, so jy leer daai tipe liefde, dan weet jy wat se liefde verdien jy op aarde, en om dan te kan determine, okay, hierdie is nie God se plan nie, of hierdie is sy plan vir my. So om God eers lief te hê, en om jou identiteit in hom te vind, soos weet wie jy is. Jy kan nie in 'n verhouding jouself gaan probeer vind nie. Ek was daar, ek het probeer, dit werk nie. So ek kan regtig getuig uit my eie storie uit, soos hoe dit is wanneer jy nie op die Here vertrou nie, wanneer jy nie verhouding het nie, en wanneer jy nie weet wie en wat jy is nie, soos waarvoor is jy geroep? Wat het God oor jou gespreek toe hy jou geskaap het, sonder jou pasmaat, sonder om in 'n verhouding te wees, soos eendag as jy in die hemel kom, gaan jy en jou pasmaat nie saam voor God staan nie, jy gaan alleen daar staan, en hy gaan vir jou vra, ken jy my, of ken jy van my? En wanneer is die beste tyd om van Jesus te leer? Dat vir my was dit in my singleness, soos toe ek God ontdek het, soos wie is hy, hoe lyk liefde uit 'n vaderlike figuur, en wat se liefde verdien ek op aarde. So ek dink my grootste raad is, soos vind jouself, weet wie jy is, en God moet jou eerste liefde wees. So, dis baie mooi. Ja, sy kon dit nie beter sê nie. Glad nie. Maar dit is, van my, as 'n man se perspektief af, eerstens jy moet definitief jou eerste liefde en jou eerste sterk verhouding met die Here wees. As jy as 'n man nie verhouding met die Here het nie, en jy het nie daai liefde ervaar nie, gaan jy nie liefde hê om vir 'n vrou te kan gee nie. Ja. Tweedens is, jy moet met jou baggage gedeel hê. Jy kan nie verwag van jou toekomstige pasmaat om met jou baggage te deel nie. Dis baie onrealisties om daaraan te dink, want hulle het nie daai baggage op jou geplaas nie. Jy het daai baggage saam met jou gedra. Raak ontslaaf van dit, want is nie regverdig vir jou verhouding om dit in die huwelik in te vat nie. Die oomblik as jy jou baggage weer gedeel het, en jy ken jou waarde en jou realiteit, en waarvoor is jy geskaap, hoekom het die Here jou gekreë en jou in hierdie posisie gesit, dan sê dit jou op vir verhouding vorentoe. So, vir my was my single tyd die beste tyd van my lewe, want dit het my kans gegee om op een persoon te fokus, en dis die Here. En wat het jy as God vir my beplan? En wat moet ek doen om jou naam te vereerlik in my verhouding en in my huwelik eendag? En as jy daai dots bymekaar kan trek, dan is jy reg om in 'n verhouding in te stap. En die oomblik as jy vertrou op hom om vir jou die regte maatjie te gee, gaan dit gebeur wanneer dit moet gebeur. My oupa het altyd vir my gesê, Donder, bid net vir jou vrou. Die Here sal haar vir jou stuur wanneer dit nodig is. Ek meen, sy gebed was ook altyd dat die Here vir hom sy vrou moet stuur. My ouma was sy eerste en enigste meisie gewees. My pa, hy het altyd vir my pa gesê, bid vir jou vrou. My ma was my pa se eerste en enigste meisie gewees. Hoe cool is dit? En nou het ek my eerste en enigste meisie as my vrou. En Dis amazing. deur daai al 3 ons stories, is dit weer eens 'n tyd van, dit was 'n wagtydperk, dit was volle vertroue op die Here, om vir jou die maatjie te gee met wie hy wil hê jy moet die res van jou lewe spandeer. En as ek moet terugkyk op my lewe en op my ouers se lewe en my oupa hulle, my ouma was my oupa se lewe vir 'n rede gewees. Hulle het mekaar so mooi aangevul en hulle kon regtig die wil uitleef. My ma is in my pa se lewe vir 'n rede. Hulle is sterk saam, hulle doen goed saam en hulle is so lief vir mekaar. Nou is daar niemand in die huis nie en hulle is verliewer op mekaar as wat ons ek sê van, hoe kan julle liewer wees as mekaar as ons newlyweds? Dis verduidelik net hierdie vir my. En dan besef mens, dit is wat jy wil hê. Ja, so regtig soos in daai wagseisoen, leer wie jy is, ken die Here en bou verhouding met hom. En die oomblik as jy daai goeders in plek het en jy ken jouself en jy het van al jou baggage ontslaag geraak, gaan die Here op sy tyd. Dis die crucialste ding. Dis nie op jou tyd nie, dis op sy tyd. As jy iets gaan afdwing of in 'n rigting inneek sonder dat iemand soos die Here jou daarin druk, gaan dit uitdraai asof dit jy gaan dink is van die Here af, maar dit is nie. En na die tyd gaan jy die Here blameer vir iets wat gebeur het, maar eintlik het jy dit self geïnisieer. En ken boundaries. Soos dit is nogals vir my 'n groot ding. As jy in 'n Christelike verhouding wil ingaan, dan moet jy boundaries opstel. En as jy nie gaan boundaries opstel nie, as jy nie gaan weet wat is jou weak points nie, en al hoe jy gaan weet wat is jou weak points as jy die Here ken en verhouding het met hom, want hy gaan dit vir jou reveal. As jy nie daai goed weet nie, gaan jy nie kan boundaries opstel nie. As jy nie boundaries gaan opset nie, gaan jy in sinful nature intree. Want sonder boundaries gebeur goeters en dan gaan jy nooit weet hoekom nie, maar set 'n boundary en kry klaar. So ek het gaan bietjie sien, so 'n rooi en swart tipe
branding daarso wat sê Ruach Adventure Ministry, het ek hom reg gesê. Ja. So vertel my bietjie soos wat is dit? Wat is die hart agter dit? Hoe dit ontstaan? Ek wil net so 'n bietjie oor dit uitvind. Ja. Yes, soos dit is ons nuwe favorite topic, is Ruach Adventure Dit is Ministry. baie mooi naam. Ja, so ons het ons vriende Jandre en Danel, hulle het dit eintlik begin al 'n hele paar jaar terug, Okay. maar nog nooit. Hulle het gesukkel om die ding te launch. En ons harte van die begin af was baie soos ons wil met die jeug werk, ons wil met die jong mense werk, ons wil hulle bemoedig en bemagtig vir dit wat voor lê. Soos ons wil vir die tools gee om in die lewe te kan ingaan. Ons wil 'n verskil gaan maak waar dit nodig is en as jy moet by die jonger generasie gebeur, Yes. want ek voel dis waar dit nodig is. Grab them while they're still young. Yes, soos bygie boompie terwyl hy jonk is. Ja. En hulle kom toe na ons en hulle sê, "Hoor, julle sit met hierdie ding, hulle weet net nie soos hoe gaan ons hierdie maak werk nie." En ons is soos van Is dit almal in Brits nou? Is dit daar in daai? so hulle is in Harties. O, in Harties. Ja, Okay. en ek het vir Jandre ontmoet deur kerk. Hy was die Okay. jeugpastoor daar en Okay. so het ons toe bevriend geraak. En hulle het glad nie ons storie gevolg nie. So dit was my eerste pluspunt, soos hulle Ja, dis altyd lekker as jy vir hulle ken nie. Ja, hulle is soos van ons het nie dit gekyk nie, dis Ja. net van briljant. So jy Nee. soek nie hier, jy wil nie net hierdie Ja. persoon omdat ons Ja. nou 'n naam het daar buite nie. Ja. Ons doen hierdie want die Here het Ja, ons ja. albei kappels harte gedruk. Okay. En hulle meet ons te vir koffie en ons is van ek gaan hierdie doen. En eerste ons sê die datums op vir die kamp, ons bemark ons eerste kamp en ons is van okay, wat gaan ons doen? En daar's soveel jeugkampe daar buite, maar Ja. wat gaan ons uniek maak? Ja. En vir my en vir hulle en Mariska kan van haarself ook praat. Ek vind die Here die beste buite in die natuur. Soos as Ja. ek draf of ek's in die lande, dis waar ek connect met hom. En ons jeug van vandag is nie meer buite nie. Is agter 'n Ja, dis rekenaar, actually so. voor 'n TV, voor 'n skerm, voor 'n telefoon en dis waar hulle self bevind. So ons wil hê die kinders of die jong mense moet uit die huis uitkom in die natuur en kom sien wat die Here vir hulle gecreëer het om te soos wat om te doen in die natuur. Ons is gemaak om daar buite te wees. So ons package 'n hele naweek dan in 'n raft building en ons vat soos die plaasatmosfeer van saadplant en hoe die saad groei en vrug dra en al hierdie goeders package en ons koppel dit met die woord. Ons koppel wat die Here vir jou as mens toe wil hê. Oh, wow. En dit maak my so excited want daar's soveel goed wat toe begin en ons is so van okay, ons harte is uit en uit om verhouding te bou met die Here en om vir mense te wys wat jy uit die natuur uit kan leer oor die Here. Ja, joh. Ek het nou baie met Roberle wat boer nogal. Ja, Dis 'n nee. nuwe wêreld Dit is wat 'n oopgaan, dit hè. is mooi. Ja. Dit is 'n Ja. mooi wêreld. So ja, dit ons verwag, ons het hom nou geregistreer as 'n NPC, so 'n non-profit company want ons jy moet dit doen in vandag se tyd om regtig 'n verskil daar buite te gaan maak. Ja. En ons eerste gebed was Here, waar gaan ons fondse kry? Soos ons wil nie regtig hê mense moet betaal vir hierdie company, maar ons moet fondse hê om hierdie te kan doen. En dis toe die Here my deure begin oopmaak met mense wat met my wil collab en ek sê van ek gaan hierdie doen, nie die geld vir myself wil hê nie want En dit in die NPC. ek gaan dit in die NPC indruk. Ons gaan daai geld gebruik om sy koninkryk te bou om die mense kamp toe te nooi. Hulle hoef nie daarvoor te betaal nie want ons het klaar fondse vir dit. En so het alles net begin oopgaan en die oomblik as deure vir jou begin oopmaak sonder dat dit moeite vat en is net vrede, dan weet jy dis wat die Here beplan het. So daar's soveel goed wat gebeur het intussen. Ons het ons eerste kamp gehad. Dit was briljant. Ons het 'n Pa en Seun naweek wat ons Drakensberge toe Daai gaan. is special, ja. Ja, ons gaan Pa en Seun gaan leer fly fishing doen. Die ou wat dit host is self in ministry. So ons gaan dit so koppel met ministry. Ja. Volgende jaar gaan ons Rande Karoo doen van Urban Coach Events. Ons is besig om aan 'n groot event te werk saam met hulle. Ons is besig met golf daar reël en op die einde van die dag gaan dit alles oor ons wil jong mense bemagtig. En deur alles wat ons doen, gaan daar 'n draadjie wees waar jy die Here se koninkryk gaan sien en hoor wat het hy te sê van dit. As jy iets gaan reël, gaan jy dit doen in sy wil. Jy gaan nie 'n event reël en 10,000 drankstalletjies daar hê nie, want dit is nie sy wil nie. Jy gaan dit regtig reël om sy naam en sy woord te verkondig. En in dit vat jy dit in die land in en jy gaan versprei dit so ver as moontlik. Soos vat leierskappe. Ek hou van leierskap. Dit is vir my die lekkerste ding om vir jong kinders te leer en jong mense van leierskap te leer, want as jy nie leierskap het nie, hoe wil jy jou gesin eendag lei? Ja. En in besigheid, hoe wil jy in 'n besigheidsposisie gaan staan as jy nie eers leierskappe het, Ja. eienskappe het nie? En jy leer dit by die Here. So hierdie hele ding vat ons en ons breek dit, vat dit terug op ons vlak waar ons is Ja. en ons gaan maak dit een met die natuur daar buite.
En dit is wat dit so exciting maak. John Ray en dan hulle het so groot liefde vir die Here ook en soos dis die awesomeste mense saam wie ons kon connect met Dis hierdie. awesome. En dan doen ek dit nog met saam met my vrou en dit maak dit meer special. Want nou tree ons in die wil van die Here in wat hy vir ons beplan het, is om die koninkryk saam te kan groei. En nou is jy in daai plek. Ek het sterk eienskappe, sy het sterk eienskappe. Sy is 'n teacher, ek is ook half 'n teacher, maar ek's meer 'n leader. En so vul 'n mens mekaar se swak en sterk punte aan op die einde van die dag. Jo. So Ruach Adventure Ministry, soos hou daai naam dop want dit gaan regtig so groot ripple effek daar buite hê. En 'n mens wil mense nader wat dieselfde siening het as wat jy het en so die mense daar buite gaan bemagtig. So het hulle die naam reeds gehad. Ja, So ja. weet julle wat die storie agter die naam, hoekom Ruach Adventure Ministry soos of is So- dit meer hulle storie om te deel? Ek sal sê dit is hulle storie, Ja. maar wat ek kan sê is Ruach, soos wat ek julle gesê het in die Ja. blues, gaan oor die wind en Ja, God se asem, stem en ja. jou asem, soos en dit is wat ons doen. Soos daai eerste kamp was vir my so crazy. Ons sit tussen die pepperplantjies en ek sê oor 'n ei en hoe 'n ei vol leiers is en ons harte is ook soos 'n ei vol leiers. Ons sit hierdie leiers om ons harte om dit te beskerm, maar ons waak staat van die wêreld om daai leiers te kom afhaal en hoeveel seer dit bring. En soos wat ek praat, so begin hierdie wind net opsteek en soos jy kan die Heilige Gees voel en ek sê van dit is waarvoor Ruach is. Is daai wind, his breath that is breathing into you. En ek relate baie met die wind wat waai, is die Here se teenwoordigheid, die Heilige Gees is daar. En daai hele naweek deur was daar hierdie briesie wat gewaai het oor elke topik waar ons gepraat het en dan is jy van die Here doen iets, die Here stir. En dit is wat dit uniek maak. So ons sal weer 'n storie saam met Hulle moet maar ook kom. Regtig, dit is awesome. crazy. Die oomblik as mens like-minded mense in 'n room is en jy praat oor dieselfde Ja. passie. Hoeveel vlamme dit is en hoe vinnig Ja. so iets kan En hoe uitstaan. vinnig mens vriendskap net vorm Ja. en boom, nee. Ja. Presies. Dis amazing. Ek wou nou my laaste vraag was wat is die 5 jaar plan? Maar ek dink jy het hom so jy het alles wat gaan gebeur en dinge opgesom, maar hoorie, baie dankie vir julle tyd en dit was regtig so lekker om julle storie te hoor. Julle is baie inspirerende mense. Definitief die real deal. Ek kan sê en ek bless julle ministry en ek hoop regtig dat dit soveel jong mense gaan aanraak en dat hulle God in die natuur sal sien en hopelik kan ek iewers saam met julle deel wees van een van hierdie awesome ministries en veilig terugreis en regtig net dankie vir julle tyd hoor. Dankie. Dankie vir jou en die platform wat jy skep en die hoeveelheid mense wat jy bereik. Soos ons bless jou besigheid ook net. Baie dankie. Ek waardeer julle.